Goeiemôre almal, so lekker om saam met julle te wees. Ons praat daarvan dat God met ons is. Die Here Jesus het aarde toe gekom en hy het vir ons die deur oopgemaak dat ons die Heilige Gees kan ontvang, dat die God die Vader by ons in ons kan wees. In ons hele situasie, alles wat ons doen, is die Hemelse Vader met ons. En Jesus het ons kom leer van die Heilige Gees en die Heilige Gees bekragtig ons, hy maak ons sterk. En toe die Pinksterdag toe dit gebeur, toe staan Petrus op en hy sê en hy gebruik Dawid as 'n voorbeeld, wat Dawid gesê het, maar die Here is altyd by my en die Here is my sterkte. En ek wil dit vir ons lees in Handelinge 2 vers 25. Koning Dawid het die volgende van hom gesê, en hy het van Jesus gepraat hierso. Ek het die Here altyd by my gesien. Niks en niemand sal my laat wankel nie, want hy is hier reg by my. Hy is hier by my. En as iemand by jou is en jy kyk links en jy kyk regs, waar ook al jy kyk, die Here is by jou en jy sien hom. Sy teenwoordigheid is by jou. Hy's in jou. En hy sê ek het die Here altyd by my gesien. En dis wat ons vandag moet beleef. Ons moet die Here altyd by ons hê. Maar as gevolg van wie ons is en wat ons doen en die dingetjies wat ons doen, dryf ons onsself weg van die Here af. Die Here is altyd daar vir ons, maar ons dryf onsself weg van die Here af. Ons sukkel dan om die stem van die Here te hoor. Ons sukkel om in die teenwoordigheid van die Here te bly as gevolg van wat ons doen. En daar's niks wat die Here doen om homself van ons af weg te trek nie. Nee, die Here sê hy's altyd by ons. Hy sal ons nooit begewe en ons nooit verlaat nie. En ek wil net hierdie gedeeltjie weer aanhang want dit is belangrik, want Petrus staan op en hy op Pinksterdag en hulle verkondig die evangelie en hy sê maar die Here wil met ons wees. Hy wil in ons wees soos hulle die Heilige Gees ontvang het. Het hy vir al daai mense daar gesê, die Here, God die Vader soek weer daai verhouding met ons. Hy wil daai verhouding met ons hê daagliks. En wat Dawid dan sê, ek het die Here altyd by my gesien. Maak nie saak waar hy gegaan het nie, wat hy gedoen het nie, die Here was altyd by hom gewees. Niks en niemand sal my laat wankel nie. Sê, as die Here by jou is, kan niks jou laat wankel nie, want hy is hier reg by my. Sê, en dit is die vrymoedigheid en die gerus wat hy gehad het in sy hart, maar die Here is met my. Laat die Here vandag by jou wees. Laat die Here jou vandag bekragtig en sterk maak. Laat jy elke situasie wat jy deur mag gaan, met die krag en die sterkte van die Here kan deurgaan. En sê maar ek is vir niks bang nie, want die Here is met my. Daar's niks te groot vir die Here Jesus nie, want hy is met my. En as ek links of reg kyk, die Here is hierson. Maar moenie wegdwaal van die Here af nie. Moenie jouself in 'n situasie sit waar jy jouself onttrek van die Here af nie. Die Here wil altyd by jou wees. En laat sy goedheid en guns jou volg al die dae van jou lewe. Kom ons bid saam. Here, help ons om vandag deel van U te wees. Here, help ons om te weet, maar U is met my. As ek links kyk of as ek regs kyk, soos Dawid gesê het, dat Here, dan sien ek U. Dan is U met my. En laat ek dit besef vandag, Here. En ook as ek iets wil doen wat nie van U af is nie, as ek iets wil sê wat nie van U af is nie, Here, bewaar my tong, want U is met my. En dat ek sal weet, U sal my help. Heilige Gees, lei ons en help ons, dat ons die krag en die sterkte van die Here, wat ons by ons het, kan gebruik, en dat ons vorentoe kan gaan. En dat daar niks vir ons onmoontlik gewees nie, want die Here is met ons. Ek bid dit vir elkeen vandag in Jesus naam. Amen. Amen, en mag jy 'n wonderlike dag hê.